sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan. Die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hoop, hy gee my krag, hy laat my loop waar ek stuur. Goeiemôre op hierdie bibberende koue Sondagoggend. Ag, dit is so wonderlik om God se seisoene te kan ervaar. Na die winter weet ons gelukkig altyd kom die lente weer. Joe, dit is so koud, ek sien my asemwasem sommer. Ag, dit is heerlik om so lekker warm rondom die woord van die Here te kuier. Mag God ons saam wees seën. Mag ons, as ons hierdie woordverkondiging en die boodskap van die Here uit die Bybel gelees het, sommer weer verfris en nuut voel en aangeraak deur ons wonderlike Here se boodskap. Liewe gemeente van Tuinrand en almal wat luister, die kerkraad het besluit en die dagbestuur en al die relevante persone dat ons nog so 'n bietjie gaan wag met kerkbywoning rondom al die reëls en regulasies wat in die saniteringsprosesse wat toegepas moet word, sal ons weer dan nou eerder kyk aan die einde van Julie hoe dinge lyk en ons sal weer vergader om te kyk na die vinnigste, beste, verantwoordelike manier om as gemeente saam te kom weer in die kerkgebou. Kom ons raak stil, kom ons raak rustig. Dit is so 'n wonderlike geleentheid om kinders van die Here te wees en sy woord te kan hoor. Haal lekker diep asem en weet, God is hier by ons teenwoordig deur sy Heilige Gees en die wonderlike liefde van Jesus Christus. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. As die Here ons so groet, dan groet ons hom terug en ons sing 'n heerlike loflied saam. Die woorde verskyn op jou televisie of selfoonskerm. Kom ons sing uit volle bors tot eer van die Here. Ons bid saam. Here, U woord is soos 'n swaard met 2 snykante. Dit laat die lig val op die diepste gedagtes en emosies in ons lewe. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van ons hart. Gees van God, voor U is niks onsigbaar nie. Alles lê oop en bloot voor U oë. Kom, Gees van die lewende God, maak ons lewend deur U woord. Ontmoet ons waar ons vandag is. U ken ons twyfel, ons vrae
en ons onsekerhede. Leer ons vandag wat geloof is, maar meer nog, leer ons hoe U teenoor ons is. Laat ons U nabyheid ervaar, want dit is vir ons goed om naby U te wees. In Jesus se naam. Amen. Psalm 1. Die Here lei die regverdiges. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddelose nie. Hulle is so skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Psalm 73. Dit is vir my goed om naby God te wees. Die 33-53 vertaling sê, die groot raaisel. 'n Psalm van Asaf. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond. Hulle het nie sorge soos die ander mense nie, hulle het nie teenspoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enigiets aan. Smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie, want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan U behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan, en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Toe ek verbitter was en verontreg gevoel het, was ek dom en sonder insig. Soos 'n redelose dier het ek my teenoor U gedra. Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand. U lei my met U raad, en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan Hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van U werke bly vertel.
Psalm 150, prys die Here. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring, prys hom met harp en lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse, prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asem het, die Here prys. Prys die Here. Ek glo die Heilige Gees het my so gelei en God het vir my so geopenbaar dat ons bietjie vandag van een Psalm tot Psalm 150 moet kyk. Wat dit is wat God vir ons in hierdie tyd wil sê. In hierdie afgelope paar weke het dit met myself gebeur dat ek so ingesluk is deur omstandighede en gebeure teenoor ons mense in ons land, ons boere en al die afgryslike dinge wat gebeur. Dat ek so negatief en bitter geraak het, dat dit my amper oorweldig het. Ek moes toe regtig diep gaan soek en diep nadink en bietjie stil raak, om net weer agter te kom, maar hoe gaan ek toelaat dat hierdie dinge nie my siel bitter maak, en selfs my geloofslewe myself laat twyfel nie. En God het vir my hierdie psalms gegee, wat ons gelees het, Psalm 1 en Psalm 37, ek gaan hom nie vanoggend lees nie, maar ek wil graag hê jy moet na die prediking Psalm 37 gaan deurlees. En dan is dit amper asof dit vir my en vir jou is en asof God dit vir ons vir vandag gee. Maar ons hoofpsalm vanoggend is Psalm 73, waarna ons gaan kyk. 'n Psalm van Asaf. Hy was singend in die koor, in die tempeldiens, en ja, terwyl hy so gesing het, dink ek, het hy soms met 'n bitter hart gesing. Omdat hy hierdie stryd en wrokke en binne hom gehad het, hierdie groot stuk twyfel rondom sy geloof. En dan eindig 'n mens met Psalm 150 wat sê, alles wat asem het, prys die Here, loof die Here. Ons is van kleins af geleer Bybelteksies wat vir ons goed is om te onthou. Spreuke 3 vers 5 wat sê, ken hom in alles wat jy doen, ken hom, en hy sal jou die regte pad laat loop. En ons hou van hierdie tekste, dit klink reg, so moet die lewe wees. Ken God, en jou pad sal reg verloop. Psalm 1, klink soos 'n egte lewensfilosofie, nê? Waarlik die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Nee, dit praat van 'n eenvoudige lewe. Reg is goed, voorspoed, verkeerd, straf teen God. So as 'n mens naby God bly, sal jou pad voorspoedig wees en jy sal vrugte dra. As jy jou rug op God draai en op sy woorde, dan sal jou lewe niks werd wees nie. Maar die stryd is dat dit werk nie altyd so nie. Ek vermoed dat jy vandag met my kan saamstem dat daar mense is wat die pad van hulle lewe lyk net soveel makliker. Dit is soos 'n warm mes wat deur botter sny. Hulle pad is net afdraande. Waar hulle wil wees, ski of gly hulle en hulle kom daar uit, suksesverhale. Die lewe lyk vir hulle, lyk dit vir ons as ons daar na kyk, is een groot sirkus plesier. Dit is 1 4x4 lang vakansie. Hulle kom weg met alles. Dis die ouens wat die mooiste meisies en ouetjies kerels kry op die hoërskool. Dit is hulle wat die 777 slaan op die dobbelmasjiene. Dit is hulle aan wie se brood al twee kante die botter dik gesmeer is. Nee, hulle is vinnig met die mond, het vinnige antwoorde. En hulle kom selde of ooit in die kerk. Iemand het so tong in die kies gesê dat, en dit is eintlik so korrek, dat die enigste ding van sulke mense wat na die hemel kyk, is hulle DStv skottel. Ja, ons goeie, ou, getroue, kerkgangers, gelowiges wat so hard probeer om die stryd en narrow te loop. Ons vra dikwels vrae soos, maar hoekom my ouers wat altyd so goed was vir hulle werkers, hoekom word hulle vermoor?
op die plase, op die plotte. Terwyl mense wat ongenaakbare base is, werkgewers is, in veiligheid woon. Hoekom sterf my kind? Terwyl iemand wat nooit sy voet deur die kerk deursit nie, 'n heel gesin het. Hoekom kry ek wat so goed gelowig is en naby die Here probeer lewe, hoekom kry my man kanker? Hoekom gebeur dit met my vrou of met my geliefde? En die vrou wat nie eers getrou is aan haar man nie of wat sommer 'n klomp aanhou, vir haar is die lewe een groot plesier. Hoekom kan ons wat regtig met liefde kan omsien na 'n ou kindjie of kinders, hoekom kan ons nie swanger raak nie terwyl die mense wat nie na kinders kan kyk nie en nie eens lyk of hulle vir hulle lief is nie, het die een na die ander kind wat hulle mishandel en nie vir hulle kan sorg nie. Ja, die onverstaanbare van alles is, dit gaan goed met sulke mense, wat blykbaar sonder God en die kerk lewe. As jy maar weer sien, het hulle weer in die botter geval. En daarom skryf die psalmdigter in vers 16, hy sê, ek het nagedink. Soos ek ook, maar in hierdie afgelope paar weke, ek het nagedink om dit alles te verstaan. En was dit vir my bitter moeilik. Wonderlik om te dink hierdie woorde is opgeteken in die woord van die Here. En dat die Here dit vir ons ook vandag gee. Hy ken ons twyfel, hy ken ons omstandighede, hy ken ons vrae, hy ken ons die gevoel in ons hart dat ons partykeer ook maar net wonder. Daniel Simonson skryf in sy boek Waar is God wanneer ek hom die nodigste het? Sê hy dat in sekere sin reageer ons as Christene dikwels met meer negativiteit as ander, want diep binne in ons glo ons dat God, ons getrouheid aan God, ons van die onaangenamehede van die lewe sal bewaar. Ja, ons glo diep in ons hart dat ons geloof 'n tipe van 'n versekeringspolis is teen die hartseer van die lewe. En dit is hoekom dit vir ons so moeilik is as dinge dan begin verkeerd loop. Hoekom ons gemoed en ons gees so aangeval word. Want in onsself dink ons eintlik, maar ons is goeie kinders van die Here. Hoekom gebeur dit met my? Die psalmdigter Asaf van Psalm 73 het hierdie twyfel, hierdie vraag, het hy goed geken. Ons lees in vers 1, in vers 2 staan hy byna koers verloor, met ander woorde, hy het ook maar gesukkel, hy het ook amper sy geloof verloor, toe hy hierdie dinge begin raak sien, toe die dinge nie vir hom sin maak nie. Die praktyk van sy lewe lyk heeltemal anders as die eenvoudige lewe van Psalm 1 wat sê, waarlik die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die gelowiges lei tot ondergang. Maar inteendeel, dit is nie hoe die psalmdigter dit ervaar nie. Dit lyk eerder vir hom of die hooghartige goddeloses, dat dit hulle is wat God se guns geniet. Die woord hulle word in hierdie Psalm 73 meer as 23 keer gebruik deur die psalmdigter. Die 33 vertaling sê so mooi, hy sê dat hulle oë uitpeel, vers 7 van die vet. Hulle is selfgerig, al gebruik hulle geweld, al beledig hulle medemens en lewe hulle selfgenoegsaam onafhanklik van God, is hulle lewe nietemin voorspoedig. Hierdie arme psalmdigter het dikwels net soos ek en jy maar ook vasgeglo dat mense wat in die Here glo goed behandel behoort te word. Maar dit gebeur nie so nie. Saam met die psalmdigter wil mense ook amper vandag sê, dit lyk of dit werk om goddeloos, kerkloos en geloofloos te lewe. Dit lyk of dit werk. Hierdie se Asaf, die psalmdigter se ervaring is dat dit regtig nie help om God te dien nie. Hoor wat sê hy in vers 13 en 14. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het dus niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke nuwe môre straf. Asaf voel nie geseënd nie.
Hy erken reguit, ek was afgunstig toe ek die goedheid van hierdie goddeloses sien. Ek het begin afgunstig raak teenoor hulle. Ja, hy voel amper dat hy maar al lank al by die goddeloses kon aansluit. Maar iets weerhou hom. Hy huiwer tog. En dan, as ek gesê het, so redeneer Asaf in vers 15, as ek gesê het, ek wil ook so spreek, die 1933 vertaling sê dit, as ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het. Ontrou gewees het aan die geslag van u kinders, sê hy vir die Here. Met ander woorde, sy opvoeding as gelowige maak vir hom saak. Sy kerkgemeenskap maak vir hom saak. Die geloofsgemeenskap waarbinne hy bly. Dit help hom om nie maar net alles oorboord te gooi en te sê, man, elke een vir homself, laat God se water nou maar oor God se akker loop. Elke hond kry sy dag, ek lewe net soos wat ek wil. Nee, iets skeer hom. En hy bly eerder stil voordat hy negatief begin praat, want hy besef dat as hy twyfel en hy verbaliseer hierdie twyfel van hom, hy gaan daarmee te loop en te koop hoe negatief dit is en hoe sleg dit is om kind van God te wees, dan sal hy ontrou wees aan die geslag van u kinders, sê hy. Vers 15 in die 83 sê, maar as ek sou aanhou praat, so negatief, so morbied, so hatig, so swartgallig, sou ek die verloon wat aan u behoort. En daarom sê die psalmdigter dat hy lank moes nadink oor alles. Nou geliefdes, natuurlik druk geloofsmense, kerkmense, goeie mense, ek en jy, godsmense, kan ons nie maar net soos 'n volstruis ons kop in 'n gat gaan druk en maak of ons niks sien wat gebeur nie. Kan ons nie blind staar teen die dinge wat ons voel die goddelose aan ons en ons mense doen nie. Ja, geloof vir my nie die ernstige vrae in die lewe nie. Ons mag daaroor dink, worstel, praat, maar dit beteken nie dat ons twyfel sommer net op 'n onverantwoordelike manier kan gaan uitspreek, asof dit niemand rondom ons beïnvloed of kan beïnvloed nie. En daarom bly Asaf eerder stil. Daarom dink hy, maar hy sê dit nie. Daarom het hy bedenking by homself. Hoeveel van ons is daar, broers, susters, jong mense wat voel, julle dink ook maar so, maar julle sê dit nie. Want ons is kerkmense. Ons is gelowige mense. Gelowiges, hulle leef geseënd. Maar ons wat erns maak met die Bybel en met die kerk en met die Here, ons kry swaar. Is dit nog die moeite werd om ouderlingswerk, die hakenswerk te doen? Is dit nog die moeite werd om in 'n gemeente te behoort? Wat kry ek daarvoor? Om 'n diensbare suster te wees, betaal my niks as ek al die geld gevat het wat ek oor die jare vir die kerk gegee het, as ek al daai geld bymekaar gesit het, kon ek nou al 'n lekker vet vakansie gaan hou het. Daar is daai mense sê ons kom nooit in die kerk nie, maar kyk hoe gelukkig is hulle. Kyk hoe suksesvol is hulle. Kyk hoe goed gaan dit met hulle kinders. Kyk hoe floreer hulle. Ek gaan kerk toe, ek luister na preke, ek doen gebede, ek ontvang die sakramente, ek gee my bydra, alles te vergeefs. Wat bring dit my in die sak? As ek maar nog kan getuig van 'n bietjie voorspoed, maar dis net beproewing op beproewing, kla ons soos die psalmdigter. En daarom skryf Asaf, het ek diep nagedink om dit te verstaan, al was dit vir my bitter moeilik. Asaf het nog in die tabernakelkoor gesing, maar met 'n bitter hart. Omdat hy begin rondkyk het na hoe goed dit gaan met die goddeloses. En omdat hy homself al hoe meer en meer jammer begin kry het. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Maar daar was geen blydskap op Asaf se gesig terwyl hy dit gesing het nie. Asaf het gesit met 'n bitter hart.
En dit is juis van hierdie hart. Hierdie hart wat die Spreuke digter sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. En broers en susters, is waar. Dit wat hier in ons hart en ons gedagtes aangaan, kan ons so maklik insluk. Daai golwe kan ons so naderhand kom omspoel, dat ons moet werklik waak wat in ons hart aangaan. Spreuke sê, neem jou gedagtes gevangene, voor dit by jou hart uitkom, want dit bepaal jou lewe. Asaf sê, dit was hom baie moeilik om hierdie dinge te verstaan, totdat iets gebeur het. En hierdie totdat lees ons, bring vir hom tot nuwe insigte. Dit bring vir hom om van twyfel na sekerheid te lewe. Dit bring hom om van vers 1 wat hy sê, ek het begin twyfel, my lewe het amper van koers af gegaan, tot by vers 28 wat sê, maar ons my niks beters as om aan die Here te behoort nie. Die Here is my alles. Het is my goed om by die Here te wees. Nou wat het gebeur tussen vers 1 en vers 28? Wat het gebeur dat hy, ten spyte van, dat dit lyk of dit goed gaan met die goddeloosheid, ten spyte daarvan dat daar nie, soos Habakuk gesê het, vee in die kraal is nie, dat die olyfoes misluk. Dat ek kan sê, nogtans sal ek in die Here jubel, nogtans sal ek in die gemeente behoort, nogtans sal ek my dankoffers gee. Nou buiten vir sy liefde vir die geloofsgemeenskap, sy liefde vir die kerk waarvan hy deel is daar nog iets. En dit is die draaipunt wat Asaf se denke kom verander. En dit gebeur, lees ons, in vers 16 en 17. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en dit was vir my bitter moeilik, vers 17, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. Totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. Ek dink aan Psalm 84 wat sê, een dag in u gemeente, een dag in u teenwoordigheid, een dag in die heiligdom is vir my beter as 1000 daar buite. Is dit ook nog jou wens? Is dit ook nog vir jou van waarde? Want dit is wat die Bybel ons leer. Dit is waar ons gaan antwoorde kry in God se heiligdom. Dit is waar dinge weer vir ons gaan sin maak, waar ons as groep, as gemeentes, reg oor Suid-Afrika, die wêreld, waar ons gaan krag kry vir die dag van môre, waar ons gaan antwoorde vind, waar die donker vir ons gaan oopgaan, omdat die lig van die Here Jesus Christus vir ons deurstraal, in die heiligdom, in die gemeente. Geliefdes, daar in die gemeente kom Asaf en hy ontdek saam met jou en my vandag, dat alles wat skitter nie goud is nie. Hy kom en ontdek dat God uiteindelik die laaste sê het oor die werklikheid. En dis nou waar Psalm 37 inkom. Daar waar jy ontdek en besef dat moenie vaskyk teen die sigbare dinge nie. Moenie jou blind staar teen die slegte en die negatiewe en die moorde en die doodslag en die onreg en die skelms nie. Gaan lees Psalm 37. Gaan lees dit. En dan sê Asaf, in een van die aangrypendste uitsprake oor geloof in die Bybel, vers 23. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. Is dit nie mooi? God kom en hy vat jou aan die hand. U lei my met u raad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Dis mos die belangrikste. Vers 25, daar's niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Is dit ook jou belydenis, dat daar niks is wat vir jou meer beteken as die Here Jesus Christus nie? Vers 26, al is ek afgetakel na liggaam en gees,
En dit is mos maar hoe ons, ou volkie, deesdae voel. God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van u werke bly vertel. Dis nou hier waar die charismate sal sê, amen, amen en amen. Dis waar, dis seker, dit is so. Hierdie woorde beskryf een van die belangrikste aspekte van ons geloof. Wat is dit? 'n nogtans geloof. Al sou die vrye boom nie bot nie, geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder, nogtans. Hierdie nogtans geloof is 'n geloof waar Job ook besef, al gaan dit ook hoe sleg, sê hy in Job 19 vers 25, ek weet dat my losser leef. Uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer, selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien. Ek sal hom sien, met my eie oë sal ek hom sien, hom en niemand anders nie, ek smag daarna met my hele lewe. Nou hierdie nogtans geloof, is om soos Paulus te sê, wie kan ons skei van die liefde van Christus? Lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan kan ek getuig, hiervan kan ek en jy getuig saam met Paulus vanoggend. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Liewe broer, suster, jongmens, hoor dit vanoggend. Ek en jy is nogtans mense. Op ons geloofreis ontdek ons dat God ook by ons is, in slegte omstandighede. Dat dit vir ons goed is om by God te wees, want hy vat ons hand. Ons ontdek dat ware geloof en lof partykeer ook gebore word uit twyfel en uit hartseer. Psalm 73 staan min of meer in die middel van die psalms. En om van Psalm 1 uit te kom by Psalm 150, 'n lofprysingspsalm, moet ons soms ook deur die Psalm 73 van die lewe gaan. Die onseker tye, die twyfeltye, die vra tye. Asaf staan in die heiligdom en dis vir hom goed en hier kry hy begrip en hier besef hy waaroor dinge gaan. Hier kry hy antwoorde. Ja, hy sê die Here het sy regterhand kom vat. Sy voet het ook amper gestruikel, net soos die goddeloses op die gladde plekke. Hy het ook amper so hitte was dit of hy het gegly, nê? Maar die Here het hom aan die regterhand kom vat. Die Here is die rots van sy hart. Nou het hy vastigheid. Wat 'n mooi psalm. Wat 'n wonderlike versekering. Wat 'n fantastiese geloof. Wat kan ek en jy as gelowige meer begeer as om in God se hand te wees? Amen. Here, ons Here, dankie dat U ons harte ken. Dankie dat U ons die begrip en verstand gee om ook dit wat ons harte so maklik kan besoedel. Dat U vir ons die wysheid gee om te kan onderskei tussen reg en verkeerd. Tussen dit wat goed is vir ons en dit wat sleg is. Ja, Here, Psalm 37 sê dat ons moet stil wees en ons moet op U vertrou. Ons moenie ons bekommer oor skurke en skelms nie. Dankie dat ons vandag weer kon besef dat U in beheer is en dat U nie sluimer of slaap nie en dat U alles raak sien. En ja, Here, dat U ook aan die einde van die tyd gaan kom oordeel oor dit wat in die duister en in die daglig gedoen is. Dankie dat ons
nie in ons menslike hoedanigheid hoef te oordeel nie. Dit kom ons nie toe nie. Help ons om eerder te bid. Help ons om ons denke te verander, dat dit ons nie siek maak en negatief en depressief maak nie, maar dat ons ons gedagtes rig, soos die Bybel sê, op die dinge daarbo, op die dinge by U. Psalm 37 vers 3 sê, vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Dankie. Dankie dat U sorg. Dankie dat U vir elkeen van ons sorg, soos ons dit nodig het. Dankie dat U so goed vir ons sorg. Ons is so dankbaar, Here, wat ons het ons van U ontvang en dis genade. Here, ons is jammer dat ons baie keer die mooi miskyk. Ons is jammer dat ons baie keer vasval in die strikke van hierdie ou wêreld. En ons is baie jammer, Here, dat ons God gegewe verstand en harte so baie keer besmet met die vuil van goddeloses en die verkeerdhede wat aangaan. Help ons om 'n lig in die duister te wees. Help ons om U liefde te leef. Help ons om 'n verskil te maak tot eer van U naam. Amen. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid in twyfeltye en die vrede in vreesagtige oomblikke van die Heilige Gees met elkeen van julle bly en wees. Amen.